Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Weer eens wil ek die mense van Atlantis, Suid-Afrika, wil ek groet in die mooi, soete, oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Weer eens vir my 'n voorreg om natuurlik die woord saam met u te deel en te breek. Want Dawid skryf iets wat baie belangrik is en dit maak baie sin, dit het baie detail en diepte. Hy noem hierdie gedeelte in sy psalmdig wat hy dig. Hy sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en dis 'n lamp vir my voete. En ons kan maar net dink, as ons vandag kyk na hierdie samelewing, sien ons dat die wêreld is in diepe duisternis as hy vasgekeer. Daar is oral waar ons kom is korrupsie. Oral waar ons kom is daar ewel wat aangaan, geweld. Ons jong mense vasgevang in dwelms, prostitusie. En dit maak nie saak van watter rassoort dit is nie. Dit is 'n probleem. En as die wêreld kan ons ook sien met sy strukture en sy politiese stelsels, dat leierskap het die antwoord vir hierdie probleem nie. Maar die woord van God faal ons nie, want die woord is die antwoord vir die menslike reis binne die aarde. En wat hartseer is, dat ons verwerp hierdie woord. En daarom sê Dawid vir die dwaases en die wat verlore is. Hy sê die woord van die Here is 'n lig vir my pad en dis 'n lamp vir my voete. Ek is bly dat ek vanaand saam met u ingeskakel is in die ateljee Kruiskyk, om natuurlik op die beeldmateriaal hierdie stukkie brood met u te deel, 'n baie kosbare, invloedrykende informasie, hemelse informasie, wat God stuur na ons as die mens deur die tegnologie om vir u te bereik, of u in die motor is, of u by die kantoor is, of u by die skool is, of u by die huis is. Dit is so maklik, ons kan net die kanaal aanskakel en daar is die boodskap van die Here reg voor jou aangesig. Nou vanaand wil ek 'n gedeelte lees uit die boek van Spreuke 18 en hierdie een slat soos 'n riem onder my hart vas. Hy sê hierso, Salomo skryf hierdie gedeelte en hy noem uit die boek van Spreuke 18 vers 19, 20 vers tot 21. Hy sê van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Elkeen wat dit graag sal gebruik sal die vrug daarvan eet. My liewe vriend, kom ons bid saam. Vader, Here, ons sê vir U vanaand baie dankie vir die onfeilbare woord. Die woord, liewe Here, as dit in ons gees kom, verander dit ons van gedagte. En as ons gedagtes verander, verander ons rigting en Here ook ons destinasie. En baie dankie, Here, vir U woord wat U gestuur het om ons uit ons skuile uit te red, liewe Here, en van boeye te bevry, waardeur baie van ons nog vanaand sit in die boeye van die bose. Maar vanaand bid ek dat die krag van hierdie woord soos 'n hamer sal slaan teen 'n rots, om die rots te verbrysel, sodat elkeen wat na die woord gryp, sy ware verlossing en bevryding sal vind. In Jesus naam, amen. My vriend, hierdie gedeelte
is 'n baie unieke gedeelte. Dit sê vir my, wat Salomo hier skryf, dat die kode van God was aan hom meegedeel. En hier sê Salomo, hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. Ek wil gou daar net gou stil staan. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. Die woordjie mag beteken gesag. Die woordjie mag beteken autoriteit. So wat Salomo eintlik hier sê vir ons vanaand, hy sê dood en lewe is in die autoriteit van die woord wat in jou mond is. En daarom noem hy dit. En baie keer lees ons die woord, maar ons besef nie die dringendheid en die ernstigheid rondom hierdie saak nie. Hy sê dood en lewe. So met ander woorde, die woord wat Salomo sê, het 'n effek om ons in die lewe te introduce, maar hierdie selfde woord kan jy ook vat af in die gange van die doderyk. En dit laat 'n mens baie dink. Nou, as Salomo dit skryf, moet ons een ding verstaan, dat Salomo probeer die populasie in die aarde waarsku, dat die woorde van jou mond dra krag. Die woord in jou mond het autoriteit. En die autoriteit, soos jy dit spreek, so sal dit wees. Nou, kan ons sien, dat God homself het in die aarde gekom, en aan die kerk wat hy gered het, en nie net aan die kerk nie, maar ook aan hulle wat verlore is, om ons te leer hoe om ons woorde te spreek. En die rede waarom God so geweldig gefascineerd is op die woord, want eintlik het God gekom tot by die plek, en ek wil jy moet vanaand vir my baie mooi luister en volg, want hier is 'n informasie en 'n openbaring, wat jou hele lewe in 'n wenresep verander. En ek weet daar is baie mense wat sit in Suid-Afrika as gevolg van die toestand van ons land, wat in negativiteit gedompel is. Maar hier gee God vir ons, deur sy woord, 'n sleutel, om daardie negativiteit, wat nou al besig is om af te drup in ons societies, af te druk in ons dorpe, af te drup in ons skole, af te drup tot binne in ons huise, om dit wat negatief is te elimineer. Nou pastoor, ek soek daardie informasie, en my vriend, ek is slaggereed om hierdie diepe informasie, positiewe informasie, vanaand op die kassie met u te deel. Ek lees hier, en iets wat vir my uitstaan, moet jy verstaan, dat God het so ver gegaan, en hy het 'n wet in die aarde geplaas om te sê, vir elke woord wat ons by ons mond gaan uiter, gaan hy back up. Ja, jy het my reg gehoor. Vir elke woord wat ons by ons monde laat uitgaan, gaan God back up. Nou, dis geen wonder dat hy sy seun gestuur het om vir ons te leer die evangelie, hoe om die woord in ons mond te gebruik. Daarom is die naam evangelie draer van goeie tyding. Het my reg gehoor. Die naam evangelie beteken draer van goeie tyding. Ek voel die krag van die Here vanaand in hierdie plek. Ek voel die salwing van die Here vanaand waar jy sit en waar jy staan, meneer. Jy weet, en omdat God daar die wet in die aarde gesit het, dat elke woord van die mens sal back up, het God ook in sy woord dit neergeparafeer. Hy sê, want as jy vir elke man wat sy woorde roekeloos gebruik, hy sê vir daardie man is daar in die op die einde van die dag is daar 'n oordeel vir daardie man. En daarom moet ons weet wat dit beteken. En hier kom Jesus, en Jesus skryf, en baie keer dan lees ons net hierdie gedeelte, maar ons verstaan nie hoekom Jesus dit aangehaal het nie. Jesus het dit aangehaal omdat hy wil ons denke reg kry. Daarom skryf in die boek van Romeine 12:1, hy sê, the renewing of the mind. Want ons is gebore in sonde, ons is gebore in ongeregtigheid. Sonde, ongeregtigheid is negativiteit. En daarom as ons die Here vind, dan begin ons eerste stap om ons siel te reinig, om ons denke skoon te kry, en ons denke positief
met die woord van God te align, so dit wat jy gaan spreek, dat dit nie dood is nie, maar dat jy wel die lewe sal spreek, wat God vir jou in gedagte gehad het. Dis waarom hy skryf in die boek van Jeremia 29 vers 11, ek koester aangaande jou gedagtes van voorspoed, en nie van onheil nie. En omdat God daardie gedagtes gekoester het, is God 'n God wat nie 'n woord en 'n belofte sal gee. Hy's geen mensekind wat dit sal doen en sal lieg nie. Die Bybel sê dat God het aan Abraham gesê, dat God het gesweer oor hom, dat het onmoontlik sal wees dat hy aan ons sou lieg. En hier sien ons in die boek van Matteus, skryf Jesus iets dinamies om ons gedagtewêreld in lyn te kry, want hy het geweet, net soos God die wet in die aarde gesit om te sê, dat hy gaan elke woord in ons mond gaan hy back up, is daar ook demone, en is daar ook bose geeste en magte, wat die wette van God in die aarde ken, en daarom werk hulle teen daardie wette, en omdat daardie demone so geweldig toepak op die mensdom, om teen dit te werk, het Jesus ons gewaarsku in die boek van Matteus 6 vers 31, waar hy sê, moet julle nie kwel oor die dag van môre nie. Hoor gou mooi wat sê, moet julle nie kwel oor die dag van môre nie. Kwel beteken, wat beteken kwel? Kwel beteken bekommernis. Die Engelse woord vir bekommernis beteken anxiety. Nou die duiwel val ons aan met anxiety om ons te bring op die plek van depression. En wanneer ons op 'n plek van depressiviteit is, moet ons een ding weet, dan is ons op ons mees vulnerabelste. En dit is waar ons begin te nege uitlatings maak met woorde, sonder dat ons bewus is dat God back up elke woord van ons. Of dit verkeerd is en of dit reg is, God sal sorg dat die woord in vervulling kom. So erg is dit, dat God verbond aangegaan het, dat hy sê, dat ek sal elke woord in julle mond, sal ek back up. So met wat die Here eintlik sê, elke woord wat jy uiter, ek staan agter hy woord om het in vervulling te bring. Dit laat ons dink, my liewe vriend. En daarom skryf in die boek van Matteus, hoofstuk 12 vers 36, hy sê vir elke ydelle woord wat die mens by sy mond sal laat uitgaan, sal God hom in die gerig hou in die oordeelsdag. Wow! Waarom skryf God dit toe? Want God sê, omdat ek myself commit het om elke woord wat julle spreek te back up, wil ek ook hê julle moet weet dat ek gaan julle accountable hou in die oordeelsdag vir die verkeerde woorde wat julle by julle mond laat uitgaan het. Ons kan sien, wat skryf Jesus? Nou het hy sy seun afgestuur in die aarde om ons te denke en ons manier van praat in ons mond reg te kry. En wat sê, moet julle nie kwel oor die dag van môre nie. Wat julle sal eet, wat julle sal drink en wat julle sal aantrek. As jy kyk na daardie 3 fasette, drink, eet en aantrek, is die mense nie. En wat is die kragtigste aanval wat Satan kan loods om jou bekommerd te maak? Waar gaan my kinders kos kry? Waar gaan my familie 'n dak oor hulle kop kry? Dit is die kwellinge waarmee die bose besig is en waar hy vir jou bring tot anxiety. En anxiety lei jou na die volgende vlak van depression, depressiviteit. En as ons daar kom, dan raak ons negatief, soos baie vanaand al reeds gesê het, en jy kan saam mee getuig, jy wat vanaand sit voor hierdie televisie, dalk op die selfoon, dalk voor 'n laptop, wat die tegnologie ook vir jy aanbied, het jy al hierdie woorde geuiter, ek wil nie meer lewe nie. Jy het al hierdie woorde geuiter, ek is bad luck. Jy het al hierdie woorde geuiter, niks werk vir my nie.
En dit is alle negatiewe woorde, maar waardeur kom hierdie woorde? Want die behoefte van die mens, drink, eet en aantrek, was deur Satan aangeval om jou bevrees te maak en vir jou te plaas in die plek van anxiety. En anxiety vat jou nou na depressie toe. En dit is waar baie van ons vanaand in hierdie mooi Suid-Afrika vasgekeer is. My liewe vriend, hier gee God ons vanaand 'n antwoord. Hy skryf in die boek van Spreuke 23 vers 7, Engelse vertaling sê, what a man think he become. Ek gaan dit weer herhaal. What a man think he become. Weet jy wat beteken dit? Wat jy bedink, gaan jy word. En wanneer Satan jou aanval, en dit is wat ons vanaand moet van notisie neem, die duiwel gaan nie die hemel kom en jou paar vuishoue slaan nie. Die eerste ding is waarmee jy gaan aanval, hy gaan jou gedagte wêreld aanval. Hy gaan probeer om die saad in jou hart te kry, in jou gees te kry. Wanneer die ding in jou gees is, sal jou mond hierdie woorde wat in jou gees is vorm, en dit sal dit uiter. En dan sal daardie woorde waar word, want God het gesê, God sal elke woord van die mens back up. En daarom moet ons bewus wees, die woorde in ons mond, as ons dit spreek, dan is dit asof God dit self spreek. Nou, hoekom is woorde dan so kragtig? Kom ons kyk gou daarna. Die Bybel sê God het gesê, laat daar lig wees. Hy het nie sy hande gevat en dit geformeer nie. Hy het 'n woord gespreek. En daarom het God ons in 'n kleiner skaal van 'n heerlikheid geplaas in die aarde, waar hy in die hemel was, want hy was die skepper. En daarom is ons woorde, wat ons gaan spreek in ons mond, is ook skeppend. Jou woorde is baie keer die oorsaak van jou toestand, waar jy vanaand sit. Ja mevrou, jy het my reg gehoor. Jou woorde wat jy spreek is baie keer die oorsaak van die toestand, waarin jy vanaand sit. Die woorde van ouers wat hulle oor kinders spreek, is daardie kinders se toestand. Daardie kinders het slagoffers geword van die woorde wat mamma en pappa en Auntie Joyce en Anke Elroy oor hulle uitgespreek het. Ons moet versigtig wees, want ons gaan voor God staan, omdat ons die woorde in ons mond verkeerd gebruik het. Daarom skryf Salomo, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die volle vrug daarvan eet. Het jy vers 20 gelees? Hoor wat sê vers 20, hy sê, van die vrug van iemand se mond, sal sy maag versadig word. God het vir ons die woord in ons mond gegee, om ons se lewe in te kleur van môre. Ek voel daai ene. God het vir ons woorde in ons mond gegee, om ons lewenspad vorentoe in te kleur vir ons se môre en daaglikse behoeftes. Oorgom, pastoor, ek verstaan nie so mooi nie. Dan wil ek jy moet gaan lees in die boek van Romeine 4, want daar was 4 profete, wat die Here onder my aandag geskuif het, met wie God hierdie diepte gedeel het, om vir hulle te sê, hoe belangrik is sy woord, wat hy gaan spreek in sy mond. Die eerste een was Abraham. Almal ken die verhaal van Abraham. Wat het Abraham gedoen? Abraham het lang gewag op 'n seun, maar God het hierdie ding, wat ek vanaand met u praat, het die Here met Abraham gepraat, en gesê, dit is hoe jy in die lewe gaan survive, om regte dinge met jou mond te spreek. En op die einde van die dag, nadat God vir Abraham 'n seun gegee het, het die Here gesê, ek soek jou al enige gebore seun, om vir my te offer. En terwyl hulle kom by die offerplek, het die offer, wie sy seun Isak was, gesê, papa, hier is die hout, en hier is die vuur vir die hout, maar waar is die offer vir die altaar? En weet jy wat? Abraham het vir sy seun hierdie woorde gesê, in 'n toestand van anxiety,
in 'n toestand van depressie. Verbeel jou. Hier moet jy jou pragtige dogter of jou al enigste pragtige seentjie vir wie jy in 'n huwelik van 20 jaar lang kry jy hom op die laaste van jou laaste ure. En hier moet jy hom offer. Hoe negatief kan jou gees nie gevul word nie. Maar Abraham het die raad van God nie vergeet nie. En hy het dit beoefen. En hy sê aan sy seun Isak, God sal voorsien. Abraham het gesorg dat hy die regte woorde uiter in sy moeilikste uur en in sy moeilikste oomblik van sy situasie. En terwyl Abraham die mes uithaal om die kind se keel af te sny, het die engel hom gestop en gesê, daar is die ram wat God voorsien het. Hoe wonderlik, my dierbare. Kom ons kyk gou na Paulus. Paulus skryf en Paulus noem hierdie wonderlike gesprek en hy sê hierdie woorde. Paulus skryf hierdie woorde in die boek van Romeine 4 vers 17. Hy sê, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, en dit kom tot stand. Dis duidelik vir my vriend, dat dieselfde raad wat God vir Abraham gegee het God vir Paulus gegee. En Paulus stuur dit aan vir die kerk, dat die is jou oplossing. Pastoor, maar hoe weet u dat God het 'n verbond met dit gesluit, dat hy ons woorde gaan backup? Kom ons kyk wat skryf in die boek van Johannes 1. Johannes 1 sê dit vir ons so duidelik, my vriend. Hy sê, in die begin was die woord. Hoor net wat gee God sy seun se naam. So behep is God met 'n woord. Daarom het hy aan ons 'n woord in ons mond geplaas, want hy het geweet dat die woorde het die autoriteit om dit wat nie bestaan nie, te roep en dit tot stand te bring. En hoor wat sê die gedeelte, die skrif geskrewe, in die begin was die woord, en die woord was God. Daai moet jy verstaan. God sê, ek is die woord in jou mond. En wat sê die Bybel, wie is God? Hy is ons skepper. So met ander woorde, as God ons woord in ons mond is, dan is ons woorde skeppend. Ons woorde skeppend. Daarom sê God, in die begin was die woord, en die woord was God. En die woord het vlees kom word. Almal kyk na Jesus. Ja, dit is Jesus. Maar wat sê Jesus aan ons, wat sy navolgers is? Ons dink, dit is net by Jesus. Maar wat die skrif sê, die woord het vlees kom word. Met ander woorde, wie is vlees? Dis ek en u. Ons is die vlees in die aarde. Hy sê, ek het julle kom word. Ek is in julle. Daarom vra hulle vir Jesus hierdie woorde, wat sê u, waar is die koninkryk van God? En Jesus antwoord hulle. Jesus sê vir hulle, die koninkryk van God is nie hier of daar nie, maar ek sê vir julle, dit is binne julle. My vriend, wat is nou nog daar vanaand om te twyfel? En weet jy wat? Van jou geboortedag af, toe jy uit jou ma se skoot kom, toe kom stap 'n tannie, jou ma se suster binne in die huis en kom kyk jou. En hulle sê, hi, maar sy lyk net so Suster Sanna. Wie was Suster Sanna? Suster Sanna was die grootste dronkaard in die familie. En toe sy daai sê, toe maak sy hierdie belydenis wat op Suster Anna's oor daardie kind los. En daarom sit daardie kind vandag met daardie probleem. Maar weet jy wat? Ons kan dit elimineer. Verbeel jou, jy staan elke oggend op en jy doen 'n belydenis in die spieël oor jouself. Ek is geseënd. Ek is suksesvol. Ek is aantreklik. Ek het die beste humor vir enige persoon in die aarde om hom te akkommodeer. Ek is wys. Ek is verstandig. Ek is voorspoedig. En jy sê dit elke dag op. Onthou, daar is 365 dae in 'n jaar. En as jy dit elke dag doen, wat sê die Bybel? Die Bybel sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. 'n vrug, om 'n vrug te word,
was 'n eerste saad. So jou woorde is 'n saad wat jy in die grond steek. En daardie een perskepit, as jy dit in die grond steek, my vriend, en daardie perskepit kom op en hy raak 'n boom en hy dra vrug, dan dra hy nie net daardie een vrug nie, hy dra 100voudig. Verbeel jy sit een positiewe woord 'n dag in die grond, 'n saad, hy gaan opkom en hy gaan 100voudig dra. So al daardie seënwoorde wat jy oor jouself uitgespreek het, die Bybel sê in die boek van Deuteronomium 28, dit sal jou overtake. Dit sal jou overtake. En as jy op daardie plek, omdat die seën van die Here jou moet inhaal en verby en voor jou uitgaan, het jy nodig om aksie te neem, om te begin te jou mond oop te maak en die regte belydenis te doen. Ek wil afsluit vanaand. Hy noem dit omdat God die mandaat gegee het, sal ek en jy verantwoordelikheid moet doen in die oordeelsdag vir elke woord wat ons by ons mond laat uitgaan het. Vanaand, my vriend, vanaand moet jy dit besef, elke een wat wedergebore is en wat die Here aanneem, dit is waar die aksie geneem word. Want as jy jou knie buig, wat maak dat jy vrykom? Want gaan kyk net hoe baie mense, hoe baie dwelmverslaafdes, prostituie, gaan kyk, die grootste moordenaars, as hulle na die Here toe kom, daar is nie 'n middel wat hulle van dit verlos nie. Dit was hulle bewoorde van hulle mond, want wanneer jy die Here aanneem, dan doen jy woordbelydenis, en net die krag, die mag, die autoriteit van hy woord, maak hulle los. Wil jy nie vanaand 'n kans gee vir die Here? Wil jy nie vanaand daardie belydenis vanaand doen, terwyl ons vanaand hier voor die kassie sit, en sê, Here, die is 'n geleentheid wat U my gee. En as jy gereed is, my vriend, kom raak stil saam met my. Dan bid jy agter my aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bring myself vanaand as 'n welverdiende sondaar. Vergewe my vir my sonde, my ongeregtigheid, en waar ek U teleurgestel het. Selfs ek wat vanaand afvallig is, wat daar by die huis sit, Here, wat deel is van hierdie program, die belydenis wat gedoen word. Here, vergewe my dat ek die bloed van Jesus verwerp het. Wil U my kom reinig met die bloed van die lam. Vader, wil U vanaand my naam opskryf in die boek van die lewe, en wil U, liewe Here, my swakke hand in U hand plaas. Ek bely ook vanaand dat ek U naam sal bely voor my vriende, my familie en voor die hele wêreld, dat ek Jesus Christus as my saligmaker in my lewe vanaand kom aanneem het. In Jesus naam, amen. My vriend, as jy vanaand hierdie gebed saam met my gebid het, glo ek met my hele hart, dat vanaand is die aand wat vir jou aangebreek het, dat alle negativiteit sy rigting van jou af moet wegkry. Mag die Here jou seën, en mag die Here jou lei, sodat jy hom in elke dag van jou lewe sal ervaar. Van my kant af, Pastor Swarts, die Here seën en het 'n geseënde aand. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.